Goeiemôre geliefdes. Hy leef, hy het waarlik opgestaan. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my voorreg om op hierdie opstanding Sondag saam met jou te kan kuier. Gun my asseblief net die geleentheid om 'n paar afkondigings onder die aandag te bring. Eerstens wil ons baie dankie sê. Dankie vir elkeen wat 'n inbetaling in die kerk se bankrekening maak. Sonder julle kan ons nie voortgaan met ons bedieningswerk nie. Onthou asseblief as jy 'n inbetaling maak, 'n EFT oorplasing, dat jy asseblief in die verwysing sal sit, dat dit vir die koskas, vir die jeug, vir die geloofsoffer of vir die 10de maand dankoffer is, sodat ons weet waarvoor om die geld te allokeer. Dan wil ons almal wat in die komende week verjaar, baie gelukwens met hulle verjaarsdag. Ons glo en vertrou dat dit vir julle 'n besonderse dag en 'n baie geseënde jaar sal wees. Dan onthou asseblief van ons markdag wat op die 25ste April plaasvind. Ons weet dit is 'n lang naweek, ons is bewus daarvan, maar nie baie mense gaan weg kan gaan nie, want hulle het reeds met Paasnaweek weggegaan. So ons glo en vertrou dat ons genoeg voete sal hê. Adverteer dit asseblief vir ons. Kyk op die Facebookblad en op die WhatsApp groep vir die advertensie en asseblief adverteer dit wyd en suid en kom woon hierdie dag by. Dan wil ons ook die voorbereidingslys aan u voorhou. Ons vra nog steeds voorbereiding vir Tannie Hannetjie Klint en haar gesondheid, as ook vir Corrie Diedriks en sy gesondheid, en dan dink ons aan die Smit gesin wat in hierdie komende week afskeid moet neem van oom Anton wat oorlede is, en ons vra dat u in u gebede aan hulle sal dink. Indien daar enigiemand anders is van wie ons nie bewus is nie, vra ons dat u ons asseblief in kennis sal stel. Dit is dan nou al wat my afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons op hierdie oomblik eers ons oë sal sluit in gebed, sodat ons sal saam wees op die gepaste wyse sal begin. So kom ons bid nou saam. Here en Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit nie om op hierdie Paas-Sondag, hierdie opstanding Sondag fees te kan vier en te kan sê dankie. Loof die naam van die Here, want hy leef. Hy het waarlik opgestaan. Dit is vir elkeen van ons 'n besonderse dag en ons kan nie anders as om die naam groot te maak, te loof en te prys nie. Maar Vader, baie keer gaan hierdie dag by party mense verby en ons vra vir u dat dit nie met ons die geval sal wees nie. Dat ons regtig sal stil word, dat ons regtig vir onsself sal afvra, wat wil u vandag vir ons kom sê en wat is daar in ons lewens wat moet verander? En daarom kom vra ons waar ons nou uit u woord uit gaan lees, dat u dit vir ons sal oopbreek, dat u met elkeen van ons daaruit sal praat, dat u vir ons elkeen 'n spesifieke boodskap sal hê en dat u hierdie saamwees sal seën. Daarom kom bid ons dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, die opgestaande Here. Amen. Nou geliefdes, ek weet nie van julle nie, maar ek hou van 'n goeie storie. Of dit nou 'n boek is wat ek lees en of dit nou 'n reeks is wat ek dalk volg op die televisie, maar ek hou van 'n goeie storie met intrige en met drama en wat my boei. En elke keer as ek dit oorkyk of oorlees, wil ek iets nuuts ontdek. Iets raak sien of raak lees wat ek die vorige keer nie raak gelees het nie. Maar die laaste ruk raak ek nogal geïrriteerd of gefrustreerd of selfs 'n bietjie vies vir die draaiboekskrywers of selfs die skrywers van boeke. Want baie keer sal hulle dat, veral 'n reeks op die televisie, dat dit op 'n cliffhanger eindig. En dan moet 'n mens partykeer 'n hele klompie maande wag voordat die nuwe reeks beskikbaar is, of selfs met 'n boek voordat die nuwe boek geskryf is, sodat jy kan sien wat verder gebeur in hierdie verhaal. En daarom raak ek so 'n bietjie geïrriteerd, want ek wil graag weet wat aangaan, want ons hou mos maar van goeie eindes en ons hou daarvan om te weet wat gebeur. Wanneer ons kyk na die evangelie, is dit gelukkig nie die geval nie. Veral as ons kyk na dit wat ons vandag beleef, Jesus se verhaal, dan weet ons hoe Jesus se verhaal begin het, hoe dit afgespeel het en hoe dit geëindig het. En dit eindig nie op 'n cliffhanger nie. Dis nie 'n oop einde sodat ons nie weet wat gaan gebeur of wat om te verwag nie. Ons weet dat Jesus gesterf het op Goeie Vrydag en dat hy opgestaan het uit die dood uit en dat hy heers, dat hy leef, dat hy aan die regterhand van God sit. En dit is wonderlike nuus en dis presies waaroor vanoggend se erediens ook gaan. Ons kan nie anders as om by die opstanding van Jesus Christus stil te staan op hierdie Paas-Sondag nie. En daarom gaan ek vir ons lees uit die Johannes Evangelie, waarby ons die afgelope ruk stil gestaan het, en ons gaan lees uit hoofstuk 20 uit, vanaf vers 1 tot 18. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is.
Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf uit weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonder opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuig om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: Mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle: Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar: Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê: Maria. Sy draai toe na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê: Ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Ons lees net hierdie enkele verse. Geliefdes, ek wil vandag begin deur vir jou 'n vraag te vra. En die vraag wat ek vir jou wil vra is jy nog opgewonde oor die opstanding? Ek het 'n soortgelyke vraag in die kontakartikel gevra. En die vraag wat ek daar gevra het is: waaroor gaan Paastyd en die opstanding Sondag vir jou? Gaan dit nog vir jou oor Jesus Christus en die feit dat hy opgestaan het? Of is jy eerder opgewonde oor die feit dat dit hierdie tyd van die jaar is, dat dit Paasnaweek is en dat jy 'n ruskansie kan kry en 'n bietjie kan wegbreek, want dit was 'n besige kwartaal? Gee jy enigsins aandag aan Jesus Christus, aan sy sterwe en aan sy opstanding, of is hierdie maar net 'n vakansietyd vir jou? Wat maak Paasnaweek vir jou opwindend? Die rus of Jesus Christus? Dit het my laat dink aan die eerste keer toe ek tot bekering gekom het en hoe opgewonde ek was oor die nuwe verhouding wat ek met Jesus het en oor die nuwe pad wat ek saam met hom gaan stap. En dit is vir my waaroor Opstanding Sondag gaan. 'n Voorbegin, 'n oorbegin, 'n nuut begin. Dit gaan oor hierdie persoonlike verhouding wat tot stand kom tussen my en Jesus Christus en die feit dat ek gered is, dat ek die ewige lewe het. En dit is wat ek vier, dit is wat my opgewonde maak, die feit dat ek hoop het vir die toekoms, die feit dat ek aan iemand kan vashou, wat vir my krag gee, wat my staande hou en wat my dra. En dit alles kan moontlik wees as gevolg van die opstanding, as gevolg van dit wat Jesus vir ons kom doen het. En dit laat my nogal dink aan Maria Magdalena. Sy is vir my 'n voorbeeld hiervan, van nuwe hoop wat na vore gekom het as gevolg van Jesus en die opstanding en dit wat sy beleef het, dit wat Jesus vir haar kom doen het.
As ons kyk na Maria Magdalena, dan is sy vir my 'n lewende metafoor, 'n voorbeeld van die krag van die opstanding wat iemand se lewe handomkeer kom verander het. Ek wil graag hê dat jy moet hoor dat Maria Magdalena 'n enkellopende was, 'n vrou wat swaar gebuk gegaan het onder die nood van die samelewing, wat ongelooflik swaar gekry het, wat verlore was, wat geen hoop vir die toekoms gehad het nie. As ek dink aan Maria Magdalena, dan begin haar verhaal vir my in Markus 16 vers 9 en in Lukas 8 vers 3, waar ek lees dat sy Jesus Christus vir die eerste keer ontmoet het en hoe Jesus Christus met haar 'n pad begin stap het en haar hele lewe verander het. Jesus het 7 duiwels uit haar uitgedryf. Sy was verlore, totaal en al, so verlore soos 'n klip. Sy het hierdie duiwels in haar gehad en sy het ver van God afgeleef. En die Here Jesus Christus het haar raak gesien en hy het haar lewe kom verander. Die Here het aan haar genade bewys en hy het haar gered en hy het elkeen van hierdie duiwels wat beslag geneem het van haar lewe, het hy uit haar lewe uitgedryf en hy het beslag van haar hart geneem. Hy het haar lewe kom oorneem, hy het haar lewe kom vul, sodat daar geen ruimte meer vir enige bose gees in haar hart of in haar lewe sou wees nie. So hy het haar hele lewe kom verander en sy het uit dankbaarheid teenoor Jesus begin leef. En daarom lees ons ook in Lukas 8 vers 3 dat sy saam met al die ander enkellopende vroue hulle hele lewe rondom Jesus begin bou het. Hulle het alles wat hulle gehad het, hulle hele inkomste, hulle hele lewe het hulle toegewy aan 'n lewe saam met Jesus. Hulle het agter Jesus en sy disippels aanbeweeg en hulle het alles gedoen om Jesus en sy disippels fisies te versorg. Hulle het gesorg dat hulle elke dag iets gekry het om te eet en dat hulle elke aand 'n plek gehad het om te slaap. En hulle het in Jesus en sy disippels se nabyheid geleef. En die rede waarom hulle dit gedoen het, was waarskynlik uit 'n stuk dankbaarheid uit, as gevolg van dit wat Jesus vir hulle kom doen het. Daarom lees ons in Johannes 19 vers 25 dat Maria Magdalena een van die min volgelinge was wat dwars deur Jesus se kruis en lyding saam met hom was en by hom gestaan het en naby aan hom geleef het. Ons lees dat sy daar was met die Vrydag toe Jesus tot sterwe gekom het, dat sy elke liewe oomblik daarvan beleef het, dat sy aan die voet van die kruis gestaan het en nie vir een oomblik sy verlaat het nie. Sy was daar toe hulle hom van die kruis afgehaal het. Sy was daar toe hulle hom in die graf geplaas het. Sy was daar omdat sy hom aanbid het met haar hele lewe, omdat sy uit dankbaarheid teenoor hom wou optree en daarom het sy nooit sy verlaat nie. En dan lees ons in vers 1 dat sy baie vroeg die volgende môre, voordat dit lig geword het, voor dagbreek, het sy uitbeweeg na die graf toe om 'n laaste eer aan Jesus se liggaam te gaan betoon. Nou in daardie tyd was dit baie gevaarlik geweest vir vroue om alleen rond te beweeg en het sy waarskynlik saam met die ander vroue wat ook by Jesus se kruisiging was, vroeg die môre na die graf toe gegaan met die uitsluitlike doel om Jesus se liggaam te balsem. Dit was 'n gebruik gewees in die Bybelse tyd om hierdie liggaam met kruie en lekker ryk middele te versorg en te balsem as 'n laaste eerbetoon teenoor die afgestorwene. En dan het hulle daardie lijk behandel en toegedraai in doeke en dan het hulle op daardie manier eer bewys. Dit is soos ons wat by 'n begrafnis of 'n roudiens blommetjies sal vat en dit op die kus of by die kussie sal neersit om ons laaste eer te betoon aan hierdie persoon. En toe Maria en die vroue egter by hierdie graf kom om Jesus se liggaam te balsem, het hulle gesien dat die klip voor die graf weggerol was. En sonder om ondersoek in te stel, aanvaar Maria dat die liggaam van Jesus nie meer in die graf is nie.
Aan die moontlikheid van 'n opstanding het sy nie op daardie oomblik gedink nie. Nee, sy het dadelik gedink aan die vyandskap wat die Jode teenoor Jesus gehad het. En sy het veronderstel dat die vyande gekom het en sy liggaam in die middel van die nag kom steel het en op 'n ander plek begrawe het. En omdat die getuienis van die vroue in die Bybelse tyd geen water gedra het nie, dit was nie betroubaar nie, het sy nodig gehad dat 'n man dit moes bevestig. En daarom het sy gegaan om die manne te gaan roep, sodat hulle hierdie waarheid kon bevestig. Van skrik of selfs van ontsteltenis het sy begin om te hardloop en sy het gegaan om vir die disippels te vertel. Ons sien dat sy eers na Petrus toe gegaan het en daarna na die disipel vir wie Jesus baie lief was, wat ons weet dat dit Johannes is. En ten spyte van die feit dat Petrus Jesus verloon het, tree hy nog steeds op as die leier van die disippels. Sy het by hierdie twee disippels aangekom en sy het vir hulle vertel wat sy waargeneem het en hierdie twee, Petrus en Johannes, het geen aansporing nodig gehad om na die graf toe te gaan nie. Hulle het deur die strate gehardloop om by die graf uit te kom en dan lees ons in hierdie gedeelte dat Johannes vinniger gehardloop het as Petrus en dat hy eerste by die graf aangekom het, maar dat hy gehuiwer het om in te gaan. Hy het wel afgebuk en deur die laaopening gekyk en gesien dat die graf leeg is en dat die liggaam nie meer daar was nie. Hy het gesien dat die doeke daar gelê het, maar dat dit opgevou was en dit was waarskynlik 'n bewys gewees dat hierdie liggaam nie gesteel is nie, dat die doeke losgemaak was en dat hulle netjies opgevou is. Dit was vir hom 'n aanduiding dat daar iets ongewoons gebeur het, maar Johannes het op hierdie oomblik nog nie besef wat gebeur het nie. Hy het nog nie besef dat Jesus Christus opgestaan het en self die graf verlaat het nie. Hy was dus buite die graf totdat Petrus daar aangekom het. En toe Petrus daar aankom, het hy nie gehuiwer om binne in die graf in te gaan nie. En toe hy binne in die graf ingegaan het, het hy gesien dat die graf leeg is en dat die grafdoeke nog daar was en dat hulle nie net rondgegooi is nie, maar dat hulle netjies opgevou was en neergesit is en dat die kopdoek eenkant opgerol was en eenkant geplaas was. So dit was 'n duidelike teken vir hom dat dit nie die werk van lijkrowers was nie. Dit het eerder gelyk asof die gestorwene opgestaan het, selfs die doeke opgevou het en reggerangskik het as 'n teken van sy opstanding. Aangespoor deur Petrus se voorbeeld wat in die graf ingegaan het, het Johannes toe nou ook in die graf ingegaan en presies dieselfde gesien as wat Petrus gesien het. En op daardie oomblik het Johannes geglo. Daar word nie vir ons gesê wat hy geglo het nie, daar word net vir ons gesê dat hy geglo het. Dit was seker die waarheid van die getuienis van Maria en die bewyse dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Maar hierdie geglo sluit egter meer in. In hoofstuk 2 vers 11 staan daar dat die disippels na die wynwonder tot geloof in Jesus gekom het. Dit was die begin van hulle geloof. En deur hulle omgang met Jesus en die feit dat hulle saam met Jesus rondbeweeg het en by hom geleer het en gesien het hoe hy wonderwerke gedoen het, het hulle geloof in hom toegeneem, maar dit was nog nie volkome gewees nie. Nou beskryf Johannes die oomblik toe sy geloof volkome geword het. Daar in die leeggraf, met die sigbare bewyse van Jesus se opstanding, het hy tot volle geloof gekom. Hy het van daardie oomblik af geglo dat Jesus die Seun van God is en dat hy opgestaan het uit die dood. Die opmerking dat die disippels in daardie stadium nog nie verstaan het dat die skrif profeties heenwys na die opstanding van Jesus nie, is baie betekenisvol. Hulle het eers die bewyse van die opstanding gesien en die waarheid daarvan geglo en daarna die skrifbewyse te wete gekom. Dus sê dit vir ons, daar kan dus nie beweer word dat hulle die skrif vooruit verstaan het en toe die verhaal van die opstanding bedink het as 'n vervulling van die skrif nie.
Eers nadat hulle van die opstanding oortuig was, het hulle die skrifbewyse gevind dat dit so moes gebeur het. En ook hier gaan dit oor dit wat God beplan het, die feit dat God in beheer was, die feit dat alles plaasgevind het soos wat dit moes plaasvind. Ek het Vrydag ook daarna verwys. Geliefdes, dit is belangrik om te sien dat Johannes die feit van die opstanding bevestig deur 3 getuies. Maria Magdalena, die 2 disippels en die skrif. Omtrent die waarheid kan daar dus geen twyfel wees nie, want iets wat deur 3 getuies bevestig word in die destydse samelewing is as waar aanvaar. Die eerste gebeurtenis op hierdie opstandingsmôre word afgesluit met die mededeling dat die disippels weer huis toe gegaan het. Hulle het gesien en geglo en in hulle gemoed het daar 'n mate van rus gekom en hulle het huis toe gegaan. Maar ons kan aflei dat hulle nie met Maria daaroor gepraat het nie. Maria Magdalena het intussen teruggegaan na die graf toe en sy het alleen by hierdie graf agtergebly. En die feit dat die disippels nie met haar gepraat het nie, kom ons duidelik agter uit haar optrede uit, want ons sien in hierdie gedeelte dat sy nie geweet het dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Sy was nog steeds onder die indruk dat die liggaam gesteel is en sy was baie bedroef daaroor gewees. En vir die eerste keer kyk sy ook nou in die graf in. En toe sy in die graf in kyk, toe sien sy die 2 engele in wit klere. Die wit klere dui op die heerlikheid van hierdie hemelse wesens. Maria sien presies waar elkeen van hulle sit en sy neem alles wat gebeur nugter in. Beleef spreek die engel haar aan as mevrou en dan vra hy vir haar waarom sy huil. In die woorde wat ooreenkom in die boodskap aan die disippels, hou sy vol dat die liggaam deur die vyand gesteel is en nou op 'n onbekende plek begrawe is. Die engel antwoord Maria nie en vir een of ander rede, dalk iets wat haar aandag getrek het, dalk iets wat sy agter haar gehoor het, draai sy heeltemal om en sien Jesus voor haar staan. Sy verskyning in die opstandingsliggaam was van so 'n aard dat sy hom nie dadelik herken het nie. So dit kan dieselfde geval wees wat die Emmausgangers beleef het in Lukas 24. Nou net soos die engel spreek Jesus haar aan en vra hy vir haar, wie soek jy? Hy vra nie, wat soek jy, asof dit 'n ding is wat sy soek nie, maar wie, 'n persoon. En as Maria goed geluister het, sou sy hierdie vraag begryp het en geweet het dat sy die verkeerde ding soek. Sy soek 'n lijk in plaas van 'n lewende persoon. Nou sien sy Jesus aan vir die tuinier en veronderstel dat hy verantwoordelik is vir die wegneem van Jesus se liggaam. En dan vra sy vir hom of sy die liggaam terug kan gaan haal, sodat sy dit volgens Joodse gebruik behoorlik en eerbaar kan begrawe. Net deur Maria op haar naam te noem, stel Jesus hom aan haar bekend. Daar moes iets in sy stem toon of in die manier wat hy haar naam uitgespreek het gewees het, wat haar dadelik laat besef het dat dit Jesus Christus is met wie sy praat. Dit het haar hart en haar verstand geopen en sy het begryp wie voor haar staan. Blykbaar het sy weer na die graf toe omgedraai en weg van Jesus afgekyk en nadat hy haar aangespreek het en gesê het Maria, het sy omgedraai weer na Jesus toe en het sy hom Rabboni genoem. Hierdie aanspreekvorm is destyds gebruik vir 'n uitnemende rabbi in die Joodse kultuur of vir iemand wat hoë aansien gehad het. Vir sy Griekse lesers vertaal Johannes dit met meester. Die benaming dui ook op 'n goddelike wese en is soms gebruik in gebed om God aan te spreek. Met hierdie laaste betekenis in gedagte kan ons in die Rabboni van Maria 'n parallel vind met Thomas se uitspraak wat hy gemaak het in vers 28 toe hy gesê het, my Here en my God. Dit getuig van Maria se geloof. Sy erken Jesus daar voor haar as die opgestaande Here, die Seun van God. En dan gaan sy en sy omhels Jesus as gevolg van die blydskap en die vreugde wat sy beleef en ervaar, want Jesus lewe, hy het opgestaan
En dan sê hy vir haar, moet my nie vashou nie. Nou hierdie gedagte moet ek en jy reg verstaan. Jesus kom sê vir haar dat sy hom nie moet terughou nie, dat hy nog werk het om te doen. Sy het gedink dat Jesus nou by hulle gaan bly, soos voor sy kruisiging, maar Jesus het werk om nog te doen. Hy moet nog verskyn aan 'n klomp mense en dan moet hy opvaar na die hemel toe. Sy middelaarswerk is nog nie heeltemal voltooi nie. Hy moet na sy finale verheerliking toe gaan. En daarom kom sê hy vir Maria, moet my nie terughou nie. Laat my toe om my werk te doen. Die gemeenskap wat tussen my en jou bestaan, die gemeenskap wat tussen my en die disippels bestaan het, gaan verander wanneer ek eers opvaar na die hemel toe. Dan gaan daar 'n nuwer gemeenskap plaasvind. Ek gaan die Heilige Gees stuur en die gemeenskap wat daar dan tussen julle en die Heilige Gees gaan wees, gaan 'n meer intense, meer in diepte gemeenskap wees. Dit gaan beter wees as wat dit voorheen was. Maar dan moet sy hom nie terughou nie, dan moet hy opvaar na die Here toe. Ons sien in hierdie gedeelte dat daar vertel word dat Maria toe nie meer vir Jesus gesien het nie. Waarheen Jesus gegaan het, weet ons nie. Hy het waarskynlik gegaan om aan ander mense te verskyn, maar Maria het toe teruggegaan na die disippels toe en sy die boodskap wat Jesus vir haar gegee het gaan oordra aan die disippels. Sy het vir hulle gesê, ek het die Here gesien. Hy het waarlik opgestaan, hy leef en sy het hierdie goeie nuus met die disippels gedeel en dit het weer eens hulle geloof bevestig in Jesus, die opgestaande Here. Nou geliefdes, die vraag wat ons vandag vir onsself moet vra is, wat beteken dit vir ons? Watter boodskap kan ons uit hierdie gedeelte vir onsself vat? En ek dink die boodskap wat ons vandag moet hoor, is dat die opstanding van Jesus 'n persoonlike verhouding na vore bring. En dat ek en jy in 'n persoonlike verhouding met God moet leef, sodat hy ons lewe handomkeer kan verander. Maria Magdalena, Johannes is vir ons die perfekte voorbeelde daarvan. Jesus het hulle hele lewe kom verander. Maria se lewe was handomkeer verander. Sy was verlore, sy was gevul met bose geeste en Jesus het haar kom bevry. Jesus het vir haar 'n nuwe lewe kom gee. En dit is wat Jesus doen. Hy kom gee dit vir elkeen van ons. Maar dan moet ek en jy in 'n persoonlike verhouding met hom staan, soos wat sy in 'n persoonlike verhouding met Jesus gestaan het. En nee, dis nie 'n liefdesverhouding soos wat party mense sê dit was nie. Dit was 'n verhouding tussen God en sy kind. Dit was 'n verhouding wat gaan oor redding, 'n verhouding wat gebore is uit dankbaarheid. En ja, was daar liefde? Natuurlik was daar liefde. Ek is ook lief vir God. Ek het ook 'n ontsaglike liefde vir God, vir dit wat hy vir my kom doen het. So ek kan verstaan watter gevoel Maria Magdalena teenoor Jesus gehad het. 'n Gevoel van liefde en dankbaarheid oor dit wat hy kom doen het. Geliefdes, en dit is wat ons hieruit moet vat. Dit is wat die opstanding vir my en jou beteken. Ons kan al die kopkennis hê, maar as ons nie 'n intieme persoonlike verhouding met Jesus het nie, help dit ons niks. Ons het in die kerk groot geword, ek ook, van kleins af. Ons het al hierdie Bybelverhale gehoor en gelees en herhaal en dit het deel geword van ons lewe. En dit is kopkennis, maar as dit nie hartskennis word nie, as ons nie in 'n intieme persoonlike verhouding met Jesus staan nie, help daai kopkennis ons niks. Satan weet ook alles van God af, maar hy glo nie in God nie. Hy het nie 'n verhouding met God nie. Ek en jy moet in 'n persoonlike, intieme verhouding met God staan. God moet ons oë oopmaak, soos wat hy Johannes se oë oopgemaak het vir die waarheid, sodat ons hom kan raak sien, en sodat ons die wonder van die opstanding kan beleef, en daaruit gaan leef. Dit moet ons hele lewe verander. En die Heilige Gees kan my en jou hiermee help. Die Heilige Gees kan ons kopkennis verander in hartskennis. Die Heilige Gees kan ons oë oopmaak vir hierdie waarheid en ek en jy kan dit aanneem en ons kan in 'n lewende verhouding, 'n persoonlike intieme verhouding met die lewende God staan. En dan kry ons ons tweede opdrag om uit te gaan en dit te gaan verkondig, om vir mense te gaan vertel van hierdie nuwe lewe. Dit is 'n nuwe opdrag wat ons ontvang het. Sy het gegaan en sy moes vir die disippels gaan sê, die Here leef, ek het hom gesien. Ek staan in 'n nuwe verhouding met die opgestaande Here. En ek en jy moet gaan getuig daaroor in die wêreld daar buite. Die wêreld wat verskeurd is, die wêreld wat swaar kry, die wêreld wat nie weet van Jesus nie, wat nie glo in Jesus nie. Ons het die reddende boodskap en ons moet getuig daarvan. Ons moet getuig dat hy by ons is
hier by ons is elke liewe dag. Hy is in alles by ons. Hy gaan oral saam met hom. Daar waar ek en jy leef en werk, daar waar ons vakansie hou, daar waar ons tree, daar waar ons vreugde beleef. Jesus is teenwoordig. Hy is Immanuel, God by ons op 'n hele ander manier teenwoordig in ons lewe deur die Heilige Gees. En daarom kan ek en jy nie daaroor stil bly nie. En daarom moet ons dit met die wêreld daar buite deel. En as ons dit doen, dan vier ons geloof. Dan vier ons die opstanding soos wat ons dit behoort te leef, want dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons krag, dit help ons in ons daaglikse omstandighede om staande te bly, om sterk te bly, om vas te hou aan ons geloof en aan die hoop wat hy vir ons kom gee het. En daarom wil ek vir jou vra, is jy nog opgewonde oor Paasondag, oor die opstanding van Jesus, en wys jou lewe dat jy opgewonde is daaroor. Getuig jy teenoor almal daarvan. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, dankie vir hierdie boodskap. Dankie dat ons gehoor het dat daar hoop is, dat daar nuwe lewe is, dat U opgestaan het uit die dood uit, dat U leef en dat U hierdie persoonlike intieme verhouding met ons moontlik maak, dat ons in 'n verhouding met U kan staan, dat ons in daardie verhouding genesing kan kry, dat ons versoening kan kry, dat ons vergifnis kan kry, dat ons hoop kan kry en dat ons die ewige lewe kan kry. Help ons om nie stil te bly daaroor nie. Help ons om soos Maria Magdalena en Johannes te getuig dat U ons hele lewe kon verander het en hoe U dit verander het en dat ons dit sal deel met die wêreld daar buite, want daar's nog baie mense wat nie in 'n persoonlike intieme verhouding met U staan. Daar's nog baie mense wat verlore is, wat 'n Maria Magdalena is of wat 'n Johannes is, wat glo maar nog nie volkome glo nie. En ons het nodig om hierdie boodskap van die opstanding met hulle te deel, sodat hulle tot volle geloof in U kan kom, sodat hulle lewens handomkeer verander kan word. En ons sit met die sleutel, ons sit met die evangelie, ons sit met dit wat hulle nodig het. Help ons om geleenthede te kry om die evangelie met hulle te deel, en help ons om te getuig oral waar ons leef, daar waar ons werk, daar waar ons beweeg, daar waar ons vakansie hou, oral te getuig oor dit wat U vir ons kom doen. En dankie dat U aan die kruis gesterf het. Dankie dat U die dood oorwin het. Dankie dat U opgestaan het uit die dood uit. En dankie dat U regeer as koning van ons lewe. Gaan saam met ons in hierdie week en help ons om 'n lewende getuie vir U te wees. Ons kom bid ook vir die wat siek is. Ons dra hulle aan U op en ons vra dat U by hulle sal stil staan. Ons kom bid vir die wat treur in hierdie week, wat by oop graf gaan staan, en ons vra dat U hulle sal vertroos en sal versterk. Dankie dat ons hierdie dinge mag bid, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met U kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Hy is met julle elke dag tot en met die volëinding van die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die opgestaande gekruisigde, die liefde van God die Vader en die gemeenskap en krag van die Heilige Gees sal ons begelei om meer en meer soos Jesus te wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseënd. Totsiens.